Weet jy voer elke dag, heel dag lank, 'n gesprek. En jy besef dit dalk nie eers nie. Nee, nie met mense nie, maar met jou tegnologie. Dit gaan alles oor toevoer en afvoer. Basies, hoe jy vir 'n masjien sê wat om te doen en hoe daai masjien vir jou antwoord. Kom ons duik 'n bietjie dieper in. Dink gou hieroor, ernstig. Net vanoggend het jy jou foon ontsluit, dalk koffie gemaak met 'n masjien, 'n boodskap gestuur. Wel, elke van daardie oomblikke was deel van presies hierdie gesprek waaroor ons nou gaan gesels. So, hier's die kern van die saak. Toevoer is wanneer jy die opdrag gee, soos jou vinger op daai skandeerder. En afvoer, dis die masjien se antwoord, die skerm wat ontsluit. Dis regtig 'n eenvoudige, konstante dialoog. Jy vra en die tegnologie reageer. Goed, kom ons volg hierdie gesprek deur 'n heeltemal normale dag. Ons begin by daardie heel eerste oomblik net nadat jy wakker geword het. Daai wekker gaan af, nee. Eerste ding wat jy doen, jy gryp jou foon. Jou duim druk op die skerm of op die sensor en net so is jy binne. Daai enkele aanraking is jou heel eerste opdrag van die digitale wêreld. En hierdie proses het 'n nogal indrukwekkende naam, biometrie. Dis eintlik fascinerend as jy daaroor dink. Dit verander 'n deel van jou unieke vingerafdruk, jou stem, selfs jou gesig in 'n digitale sleutel. Anders as 'n wagwoord kan jy dit nie vergeet nie en dis baie moeiliker om te steel. Dis seker die veiligste toevoer, want die sleutel is letterlik deel van wie jy is. Goed, ons skuif nou van die persoonlike ruimte van jou huis na 'n openbare een en hier begin die interaksies vinniger en meer gereeld raak. Dink 'n bietjie aan die supermark. Jy weet daai piep van die skandeerder by die kasregister? Wel, elke enkele piep is 'n volledige toevoer en afvoer gesprek. Die streepieskode is die toevoer, die vraag. Die prys wat op die skerm verskyn is die afvoer, die antwoord. En dit alles gebeur in 'n oogwink. En dan, betaaltyd, daai vinnige eenvoudige tik van jou kaart. Jep, dis ook toevoer. Dit gebruik iets wat RFID genoem word. Radiofrekwensie identifikasie, wat 'n klein radioseintjie stuur om jou inligting oor te dra. Jy hoef nie eers te swipe nie. Dis 'n gesprek sonder enige fisiese kontak. OK, kom ons skuif na die werkplek, want dis nou waar ons vir ure aan een in gesprek is met ons rekenaars. En hier word die kwaliteit van daardie gesprek absoluut deurslaggewend. Nie net vir ons produktiwiteit nie, maar ook vir ons gesondheid. Maar wat is die prys van hierdie konstante digitale gesprek? Al hierdie geklik, getik en gestaar. Het dit 'n effek op ons? O ja, absoluut. En is 'n effek wat ons in ons liggame voel. En dit bring ons by ergonomie, die wetenskap om jou werkspasie by jou liggaam aan te pas en nie andersom nie. Want, soos hierdie illustrasie duidelik wys, kan 'n swak opstelling lei tot regtig nare goed soos chroniese pyn en herhalende strammingbesering of RSI. Die gesprek met jou rekenaar begin jou letterlik fisies seermaak. Kyk net gou hier na die verskil. Aan die een kant sien ons 'n opstelling wat jou rug, jou nek en jou polse ondersteun. Dis hoe dit moet lyk. Aan die ander kant, dis 'n resep vir moeilikheid. 'n Stoel wat te laag is, 'n skerm wat te hoog is, geen ondersteuning vir jou gewrigte nie. Klein veranderinge hier kan regtig 'n reuse verskil maak. Maar dis nie net oor algemene gesondheid nie, dit bring ons by 'n selfs belangriker punt, toeganklikheid. Want die gesprek met tegnologie moet ook wees vir almal, maak nie saak wat hulle fisiese vermoëns is nie. Tegnologie moet kan aanpas om almal by die gesprek in te sluit. 'n Standaard sleutelbord is nie vir almal ewe maklik om te gebruik nie. En dis presies hoekom toestelle soos hierdie stuurbal of trackball bestaan. Dit verander die manier waarop die toevoer gegee word, met minimale handbeweging om seker te maak dat almal kan deelneem. Goed, kom ons vat nou alles wat ons geleer het en pas dit toe op 'n enkele bekende masjien. Een wat 'n absolute meester is in die kuns van toevoer en afvoergesprekke. Jep, die goeie ou OTM. Dit lyk dalk eenvoudig, maar dis eintlik 'n meesterklas in toevoer en afvoer. Dit gebruik 'n hele reeks metodes om met jou te praat en jou opdragte te ontvang. Kom ons breek daardie gesprek vinnig af. Dink 'n bietjie daaroor. Dis 'n perfekte gestruktureerde gesprek. Stap 1: jy praat. Jy gee jou toevoer, jou kaart en jou PIN. Stap 2: die masjien praat terug. Dit gee jou afvoer met opsies op die skerm. Stap 3: jy praat weer. Jou keuse is nog toevoer. En stap 4: die finale afvoer van die masjien, jou kontant en kwitansie. Dis 'n perfekte, voorspelbare dialoog. En hier sien ons die spesifieke dele wat daai gesprek moontlik maak. Vir toevoer het jy natuurlik die kaartleser, die sleutelbord vir jou PIN en deesdae dikwels 'n raakskerm. En vir die afvoer, wel, dis die skerm vir die instruksies, die uitreiker wat die kontant gee en daai klein drukker vir jou kwitansie.
Elke liewe komponent speel 'n duidelike rol in hierdie gesprek. So ons het nou gesien hoe hierdie toevoer en afvoer gesprek ons dag vorm, van die oomblik wat ons wakker word tot wanneer ons by die bank stop. Maar wat hou die toekoms in? Waarheen is hierdie gesprek op pad? So, wat het ons vandag geleer? Die idee is eintlik doeteenvoudig. Toevoer is jy wat praat, afvoer is die masjien wat antwoord. Hierdie gesprek is die engine van ons digitale wêreld en dit gebeur oral. En ons het ook gesien hoe belangrik dit is dat hierdie gesprek gemaklik, gesond en toeganklik vir almal moet wees. En op die ou end kom dit alles hierop neer. Of die toevoer nou 'n vingerafdruk, 'n streepieskode of 'n pinkode is, dit dien alles as 'n brug. 'n Brug wat kommunikasie tussen jou en die masjien moontlik maak. En dis die gedagte waarmee ek jou wil los. Met stemassistente en KI wat al hoe slimmer en meer intuïtief raak, waar trek ons die lyn? Waar eindig ons opdrag en waar begin die masjien se eie denke? Dis 'n gesprek wat nog net begin het. Dankie dat jy ingeskakel het.